A good friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. Markus 2 vers 1 tot 12 uit die boodskap. 'n Paar dae later is Jesus Kapernaum toe. Die mense het dadelik daarvan gehoor en het die huis volgepak. Daar was so baie mense dat hulle tot in die straat gestaan het. Jesus het met hulle oor die dinge van God gepraat. Juist toe kom daar 4 mans aan wat 'n lamman dra. Hulle kon nie deur die klomp mense by Jesus uitkom nie, want die mense het die hele plek toegestaan. Hulle maak toe 'n ander plan. Hulle klim op die dak, maak 'n gat daarin en laat die verlamde man versigtig op sy bed afsak. Toe Jesus sien hoe hierdie mense hom vertrou, sê hy vir die siek man: "My vriend, God het vergewe al die verkeerde dinge wat jy gedoen het." Dit het party van die kenners van die Joodse wet laat wonder. Hoe op aarde kan hy so praat? Dit is daarom te erg. Want wie kan sê dat God al die verkeerde dinge vergewe, behalwe God self? Met die praatjies wys hy dat hy geen respek vir God het nie. Hulle kon egter nie al hierdie lelike gedagtes vir Jesus wegsteek nie, want hy het geweet wat hulle dink. Hy vra hulle toe: "Waarom is julle so skepties? Wat is die maklikste? Om vir die lamman te sê, God vergewe jou sondes, of vat jou matras en loop? Julle weet dat iemand net sonde kan vergewe as hy die mag het om dit te doen. Kyk mooi, die seun van die mens kan dit hier op aarde doen." Toe praat Jesus met die lamman: "Luister wat ek sê, vat jou matras en gaan huis toe." Daar gebeur dit toe net so. Die man staan voor almal op en stap huis toe. Die mense was heeltemal uit die veld geslaan. Ons het nog nooit in ons lewe sulke ongelooflike dinge gesien nie, het hulle gesê, terwyl hulle vir mekaar vertel hoe groot en wonderlik God is. Ek weet nie van jou nie, maar heel dikwels kry jy mense sulke WhatsApp links of YouTube links wat 'n mens vat na plekke toe waar jy dan sien hoe mense met fisiese gebreke, gebore sonder arms en bene byvoorbeeld, hulle gebrek oorkom en dan die mees fenomenale dinge doen. Dis so amazing, maar weet jy, so soms laat dit my skuldig voel. Ek het 2 arms, 2 bene, ek kan alles doen. Maar tog is dit so groot gesukkel om uit te kom by daardie doen van dit wat ek kan, dit wat ek moet, en nie soveel meer as hulle wat ek veronderstel is om te kan doen. Ek het jou al vertel van Aardberg, hy was in 'n reistool gewees, en dan kom hy so op die verhoog gerol met sy reistool en dan sê hy, "I know there are some of you that are pitying me, because I'm in a wheelchair, but I pity most of you, because you have a wheelchair in your head." Jy sien, dit is jou en my fout. Ons het 'n koppietjie wat nie lekker wil sink met ons lyf nie, en dit maak dat ons doen so moeilik kom. Nou vandag trek ons weer weg met 'n nuwe reeks, en hierdie reeks handel oor vriendskap. Wat dit beteken om regtig vriende vir mekaar te wees, soos wat Jesus wil hê ons moet vir mekaar wees. Ons eerste fokuspunt vandag is juis op hierdie man wat op sy maatjie gelê het. Ons weet nie vanuit die gedeelte wat ons gelees het, hoe lank hierdie man verlam was, of het van kindsbeen af was, of hy later verlam geword het nie, maar hierdie man kon homself nie help nie. Sy lewe het daaruit bestaan om elke dag op sy maatjie te lê, miskien dalk te bedel, en om te moes toekyk hoe die lewe verby hom gaan. Hy kon homself nie versorg nie, hy kon nie aantrek nie, hy kon homself nie voed nie, hy kon nie toilet toe gaan nie, hy kon niks vir homself doen nie. Sy hele lewe het gedraai rondom die maatjie, die bed waarop hy gelê het. Maar hierdie man het vriende gehad wat regtig omgegee het en wat regtig lief was vir hom. En sonder hulle sou hy die res van sy lewe op daardie maatjie deurgebring het. Elkeen van ons bring ons lewens op 'n maatjie deur. Kan ek vandag vir jou vra, wat is jou maatjie, jou comfort zone waarop jy so lekker lê?